Afrika sitange unende we Namibia si kai kan gas sengdamran naman Afrikas Oda panula Eshimwe apo Om gatero Yung utukiro. Vandag is ons op pad Rehoboth toe. Hierdie is een van die mooiste paaie in Namibië om te ry. Veral as dit bietjie gereën het, is dit lekker groen. Ek wonder hoe hierdie kameeldoringwoude eens op 'n tyd moes gelyk het. Toe dit nog meer dig gestaan het. Ongelooflik. Baie van dit is natuurlik uitgekap al. Ons gaan vandag kuier by Jackie Brits. Hy is 'n oud skoolhoof en ook die kaptein van die Bastervolk. Ons gaan ook by 'n paar ander mense huisbesoek aflê en hulle sal jy later ook op uit en tuis kan ontmoet. Ek is gebore 18 September 1959. As ek nou reg kan onthou in September man, die 10de September, ek is 'n geskiedenisonderwyser. Lokasie insident. Dis in daardie tyd waar ek gebore is. My ouers het gebly in die ou lokasie in Windhoek. En na daardie insident toe kom trek hulle terug Rehoboth toe. En toe is ek gebore. By die ou Reinse Laerskool het ek my laerskoolopleiding gehad. Dit is nou waar die ouete huis vandag is. En dit is tragies as ons kyk na die behoefte aan skole vandag in Rehoboth en wonder ek waarom daar nie kan 'n behoorlike ouetehuis gebou word vir ons ou mense en dat daardie plek weer eens gebruik kan word as 'n laerskool nie, want baie van die geboue staan nou leeg. Dis net 'n sekere deel wat gebruik word. Maar nietemin, by die ou Reinse Laerskool wat toe later Laerskool Origo geword het, maar dit is nou buite my tyd. Daar het ek my laerskoolloopbaan voltooi en daarna die enigste hoërskool waar ek stadium was Dr. Lemmer, so ek het toe tot standaard 10 by Dr. Lemmer. Na standaard 10 toe is ek toe my pa wou gehad dat ek moet hier in Namibië by WOK studeer, dus dan studeer ek nie, ek wil universiteit toe gaan en ek wil na Suid-Afrikaanse universiteit toe gaan. En hy het glad nie ek besluit nie genoeg daarmee nie. Terloops, ek wou 'n veearts geword het. En hy was toen op daai stadium was hy die adjunkhoof en die hoof was meneer Theo Sawyers. En hulle twee moes gekonkel het. Want toe roep meneer Sawyers my en sê as jy wil studeer, daar's net beurse vir onderwysers en jy kan by Kaapland toe gaan. Toe sê ek ja. Op 1 Mei 1909 het Paul Gretz Swakopmund bereik na 'n reis van 630 dae vanaf Dar es Salaam per Mousterkar. Hy het in Augustus 1907 weggespring. Op 11 Mei 1845 het die sendeling Frans Heinrich Kleinschmidt na Rehoboth getrek waar hy 'n sendingstasie geopen het. Rehoboth se Bastergemeenskap herdenk steeds elke jaar die slag van Samkubus wat op 8 Mei 1915 plaasgevind het, toe inwoners geweier het om vir die Duitsers in die Eerste Wêreldoorlog te veg. Op 4 Mei was daar 'n eerste veldslag by Garries. Duitse magte het hierna na die noorde begin onttrek. Teen 12 Mei het Unietroepe Windhoek bereik en burgemeester Pieter Müller het die hoofstad aan generaal Louis Botha oorhandig. Die stad het toe sowat 13.000 inwoners gehad. Met die terugval van die Duitsers het Rudolf Kind in Tsumeb, die laaste Duitse koerant in Duits Suidwes, die Kriegsnachrichte uitgegee. Die Rooms-Katolieke Kerk het op 8 Mei 1924 'n onderwyskollege op Debra gestig. In Mei 1967 het eerste minister John Foster SWA besoek. Die hydroskema by Ruacana is in Mei 1978 in gebruik geneem. Bouwerk het in Mei 1973 begin. Sakeman Werner List het op 12 Mei 1997 op oud-president Sam Nujoma se verjaarsdag 5 plase aan die regering geskenk vir hervestiging. Welcome to My.NA Cars, your ultimate destination for everything automotive.
I am your host, Diana Master. Teamwork makes the dream work, right? Discover the latest models, innovative technologies, and expert insights from our passionate hosts. Learn essential maintenance tips and get exclusive behind-the-scenes access to the automotive industry. Don't miss My .NA Cars on NTV every Thursday at 2100 hours. Tune in and ignite your passion for automobiles. Daai daar op die IWK, hoe was daai ondervinding? In die begin redelik verdwaal. Jy's 'n groot mens, jy's weg van jou ouers af. En ewe skielik is jy 'n student op 'n kampus. Op daai stadium het hulle dit genoem Bush College. Nog nie IWK nie. En daar het jy natuurlik met baie dinge bekend geraak aan jou, en soos vir die eerste keer het ek toe nou met gangsters kennis gemaak. So daar het jy nie geoefen nie, want jy het fiks gebly, want jy moes hardloop vir jou lewe. Die tweede ene natuurlik is die verskeie denkwyses waarmee jy gekonfronteer was, die verskillende modelle op die universiteit en sienswyses en so. En so kon jy jou eie vorm. Maar ene wat baie belangrik uitgestaan het is jou hoe dat jou oë oopgemaak is in terme van die stelsel van daardie tyd. Die apartheidstelsel. En hoe dat jy aan die einde van die dag sit jy met informasie voor jou en dan moet jy besluite geneem het. En daar was nie 'n Panama nie. En die politieke bewusmaking was iets wat vreemd was en waarmee jy nog gekonfronteer word. Ek het geskiedenis as vak ook gedoen op universiteit en dit het my 'n bietjie gehelp. Maar daar het jy bewus geword en natuurlik ook die swaar kry onder dit. Ek is goddank so bly my kinders hoor maar net by my wat die apartheid van daardie dae was. Ek het dit fisies geervaar. En baie van dit is pynlike herinneringe. Maar terselfdertyd is daar ook 'n positiewe wat daaruit gebore is. En dit is dat jy weet wat was en jy weet wat jy nou ervaar. En dit is waar die twee by mekaar uitkom. Jackie, die bordjie wat hier hang sê dis Dad's shed. Dit is jou man cave. Vertel vir ons gou, jy weet, hoe lank het jy gewerk om hierdie ruimte vir jou in te rig? 2019 het ek afgetree op 60 jaar. En maar nog meer 5 jaar voor dit het ek instrukteur geword en toen die syde in gewerk, die hele land tussen die twee riviere. En as ek so nie aan te kansie gehad het, sê ek vir myself, maar dis nog net 'n paar jare gaan ek aftree. En ek soek 'n privaat plekjie vir my. En net geskribbel, en soort van 'n plannetjie geteken, 'n grondplan geteken. En dan het ek my nou naweke as ek huis toe gekom het, of as ek nou moontlik 'n bietjie verlof het, dan het ek so stadig aan hom gewerk. En die dag toe ek aftree, toe staan hy. Natuurlik, hoe sê hulle in Engels, it's still a work in progress, it's not finished yet. Soos byvoorbeeld daar aan die agterkant, daar gedeelte, is die fotohoekie. En dan sê jy, hier is nog 'n opening hier. Ek moet nog uitfigure wat dit is. Die kinders wil hê ek moet 'n flat screen TV daar aansit, maar Man United en Liverpool supporters of die Bokke en die All Blacks gaan die 'n bekleiplek maak. So, dis 'n rustige plek hierdie. En die doel agter alles was basies gewees om 'n privaat plek te hê en my passie uit te leef. Seker my grootste passie. En dit is om navorsing te doen rondom my mense se geskiedenis. Hoekom? Daar is seker 1 of 2 boeke wat geskrywe was deur Reebok se eie mense. Die res is van buitelanders. En ek het vir myself gesê, nee, begin skryf, doen navorsing en skryf uit die bril van 'n Reebok Buster, die Reebok Buster se geskiedenis.
Want wanneer jy gaan kyk na verskillende van hierdie eksemplare of boeke wat hulle geskryf het, dan sê jy vir jouself, maar dit kan nie wees nie. Want van hierdie dinge het gebeur in my tyd en hierdie is 'n verwronge beeld van ons mense se geskiedenis. En dit is eintlik die rede. Natuurlik ook wanneer jy aan die navorsing besig is en jy skryf 3 of 4 in die oggend, dan kry jy wat ek noem 'n geestesbevlieging. Een van ons groot manne het vir my gesê, dis die oggenddou wat jy kry. Dan gryp ek 'n beker koffie en ek kom sit op my laptop en ek begin skryf net. Totdat daar niks meer uitkom, dan sê ek amen en ek syf hom. Dan gaan slaap ek weer. En wanneer jy, daar's baie keer in jou familie en jou gesin en nou in die volk, daar's krisisse. Hierdie plekkie is jou privaat plek waar jy jou God ontmoet, waar jy met jou Skepper kan praat, waar jy voor hom kan huil en raas met hom. Want vir my God is niemand anders as my pa. Ek praat met hom soos wat 'n kind met sy pa praat. En hier kry jy daardie wysheid van hom af, as jy net intens bid daaroor. Dis weg van die vrou wat daar besig is met kos, of ander mense, jy's privaat. Niemand weet jy's hier binne nie. En jy's totaal en al afgesluit van die hele wêreld af. En nou kan jy oor baie dinge kan jy oordink en jy kan mediteer en wat mense dit ook al kan noem. Maar natuurlik ook 'n bietjie ontspan. Absoluut. Baie keer, ek en die vrou is alleen by die huis, die kleinkinders is nou kom kuier omdat hulle 'n bietjie 'n break het, maar meeste van die tyd is ek en sy alleen. Sondag maak sy kos, ek sit die musiek aan, dan sit en eet ons hier binne. Of op 'n naweek as die familie byvoorbeeld nou kom, dan sit ons en ons ontspan hier so. En ons gesels. Dit is hoekom 'n TV nie hier binne hoort nie. Mornings just got better, Namibia. From the latest headlines to the hottest trends, we're bringing you the conversations that matter. That's right. Bright minds, bold opinions, and a touch of morning magic. This is your daily dose of energy. So grab a cup and join in on the conversation every weekday morning at 8 o'clock with Smell the Coffee, hosted by Diana Master and Aina Raisa Quayo. Nou, Jackie, jy's 'n man wat ook diep spore in die onderwys getrap het. Vertel vir ons kortliks van jou onderwys dae en jy weet, dalk 'n paar goed wat jou vir altyd sal bybly. Ja, ek het gestudeer op Universiteit van Wes-Kaapland. 'n Diploma in onderwys daar verwerf. Januarie 1981 begin ek as 'n groen onderwyser by Rebodoor. Daar was ek vir 10 jaar. En toe het ek aansoek gedoen vir 'n bevorderingspos by MNK Gerse. Departementshoof geword, adjunk hoof en toe die hoof van die skool geword. En daarna die laaste 5 jaar van my loopbaan was ek inspekteur van onderwys in die Hardap region. Die tydperk van 1981 af tot 2019 toe ek nou klaar maak. Sal ek beskryf as my vormingsjare. Die skool in sy totaliteit, onderwyser, kind, ouer. Hulle het my gevorm. En dit was 'n fantastiese leerskool geweest. Want duisende kinders gaan deur jou hande. Duisende kinders hou vir jou dop. En hulle leer van jou af. En dit is waarom dit so gevaarlik is om 'n onderwyser te wees.
Want hulle kan by jou die negatiewe leer en die positiewe in elk geval. Die negatiewe leer hulle vinniger. En dit gaan hulle bybly. So, iets wat ek in daardie tydperk ondervind het, is dat daar's net een sleutel tot sukses, sover dit 'n skool aanbetref. Maak nie saak van 'n onderwyser tot by inspekteursvlak. En dit is dissipline, dissipline, dissipline. Dis hartseerlik om te sien hoe dat dissipline by die venster uit is. En daar is baie redes of faktore wat daartoe aanleiding gegee het. En een van die grootstes is hierdie ding wat hulle noem sosiale media. En die tweede ene wat daarbey aansluit, waarna ek verwys as die sosiale media ouers van vandag. Hulle glo dat meneer of ek weet nie of dit 'n vrou of 'n man is nie, maar meneer of mevrou of juffrou Google kan 'n kind groot maak. En dit is so verkeerd. 'n Gemeenskap maak 'n kind groot. Fullstop. Daar sal niemand verbykom nie. En as ons nie teruggaan na dissipline in die huis, dissipline in die gemeenskap, dan gaan ons onderwys net verder in die afgrond afgedryf word. Die mooie van die onderwys, toe ek in die onderwys was, toe was kind nog kind gewees. En ouers het agter hulle se onderwysers gestaan en hulle het saam met die onderwysers gehelp om hierdie kind op te voed. Ongelukkig kan ons nie meer dieselfde sê nie. Baie van my bronne wat ek jare bymekaar gemaak het ek altyd in die huis gebelle. En as ek nie kom kry, die vrou in boks gepak en garage toe gevat. Nou weet jy mos, uit die garage buite op die vullerslorry. Toe sê ek nee, nou moet ek hulle bewaar hierso. En so het ek baie van my dokumente byvoorbeeld, en van hierdie items wat ek kan sien hier, is wat ek bymekaar gemaak het. Baie van hierdie byvoorbeeld weerspieël ons tradisies, ons kultuur. Net agter jou is 'n fantastiese iets wat ek in 'n raam gesit het, wat ek op my wandelinge, soos wat ek inspeksie gedoen het, op 'n plaas Navasep. Kom ek af by 'n huis en hulle vra vir my of ek die ding ken. Ek sê nee, kom kyk. Die onpresies is die 3de kaptein van die Rebelbusters. Hy het deelgeneem in 1909 in 'n skou in Windhoek, die nasionale skou. En hy wen die eerste prys. Maar wat het hy geskou? Sy Ossewa, met die Ossewa en sy osse. Dit is 'n fantastiese ding. Ek het toe na 3 maande die oom weer ingegee met die oorspronklike gegee, want hy sê 12 kinders. Nou nie die kaptein, dis die kaptein se seun. Hy het 12 kinders en elkeen wilde dit hê. Toe vat ek dit Windhoek toe en hulle maak vir my 12 afskrifte. En ek gaan gee dit net so weer vir hom terug. Dis iets absoluut fantasties. Ja. En dit is deel van ons geskiedenis. What happens when the cameras stop rolling, the lights go down, and the real stories come out? This is Real Spill, your front row seat into the real stories behind Namibia's creative powerhouses. From music and fashion to film and art, we sit down for honest, unfiltered conversations with the minds shaping our culture. On Real Spill, we don't just talk success, we talk struggle, vision, and everything in between. It's the story behind the story, straight from the source. Catch Real Spill every Saturday at 7:30 p.m. on DSTV channel 285 and GoTV channel 25. Don't just watch the spotlight, get the story behind it. With me, Esther Kamati. Jackie, wat sou jy beskryf as die 3 sleutelgebeure vir jou in die vorming van die Bustervolk?
Danny, ja, as ons praat van die vorming van die Bastervolk, dan moet ons jare, dekades teruggaan. En ek het onlangs dat ek 'n boek, of kom ek begin so, skrywers of geskiedskrywers het destyds vir ons laat maak verstaan dat basies het die anderskleuriges, het die vorming van die anderskleuriges, dan bedoel ek ons nou die nie wit is, het met Jan van Riebeeck se tyd 1652 begin. Onlangs navorsing het egter op die teendeel bewys, en in 'n boek wat ek nog steeds bestudeer van Patrick Lamet-Mellet, The Lie of 1652. Kom daar bewyse uit dat die vorming van ons mense het dekades voor dit al reeds sal begin. En daar basis was daar 3 groepe gewees. Die San, die Ku en die Kalanga. En onder die 3 groepe, dis die 3 groepe in Suidelike Afrika gewees. En daar het 'n ondertrouwery of kinders is verwek onder hulle 3. Wat anders was as die 3 groepe, en hulle klompie weer eeners. So hulle 'n andersheid en 'n eendersheid in hulle gehad. Toe Jan van Riebeeck kom, het die proses net verder aangegaan met 'n nuwe vermenging van settlers van oorseese lande af. Duitsers, Nederlanders, Engelse en. Weereens is daar 'n groep wat anders is as die ouers, maar eenders is. So die andersheid en eendersheid. Later is slawe ingevoer van Batavië en ander lande. En na die vermengingsproses nog verder aangegaan. En nou die groep wat anders was as hulle se ouers, maar nou 'n eendersheid in hulle se andersheid beleef, is toe soort van uitgestoot uit die groep uit. En hulle was toe bekend geweest as die Basters. Basters, die woordeboekbetekenis is 2 bloedlyne wat gekruis het. So die ma was dit, die pa was iets anders. En toe word daar 'n groep gevorm. En die hoofgroep, as ek dit nou so mag stel, was na verwys as Basters. Met ander woorde, hulle het nie identiteit gehad nie. Maar die groep het toe later opverdeel in 2 groepe. En onder Adam Kok is die Griek was toe gevorm, en onder 'n kaptein met die naam van Berns het die ander groep nou weer uitgekom, die Basters. So die Griek was, wat Basters was, het toe 'n identiteit gaan kry as Griek was. Maar die Basters sit nog steeds daar met daardie woord. Nou die Basterwoord is 'n skelwoord, is 'n vloekwoord, is 'n lelike konnotasies. Nou as ons praat van die vorming, toe ons mense in die Kaapkoloniën was, as gevolg van wette, as gevolg van baie faktore, soos oorloë onder die ander stamme, is hulle uitgedruk na die Noord-Kaapse gedeelte toe. En daar het hulle groepe gevorm, by spesifieke plekke, soos Kommagas, Pella, Amandelboom, Leliefontein, en so kan ons aangaan. En daardie groepe het later by mekaar gekom, as gevolg van hulle se eendersheid. Maar nog steeds is hulle Basters genoem. Nou, daardie groep het 'n eie identiteit gesoek. Daardie groep, om 'n eie identiteit te kry, moes hulle grond gehad het. En hulle het verskeie metodes aangewend om grond te kan bekom. Maar as gevolg van die wette van Suid-Afrika op daardie stadium, as 'n kolonie, is hulle uitgedryf. En dit het gemaak dat hulle toe getrek het uit die Noord-Kaap uit, of Kaapkolonie na Suid-Wes-Afrika, Suid-Wes-Afrika. So daardie gedeelte is vir my uitstaande. As ons kom na ons tweede gedeelte toe, onthou net dat hierdie vorming, of die proses van vermenging het nog nooit gestop. In feite het dit nog nie vandag gestop nie.
En tydens die Duitse tydperk het presies dieselfde gemaak. My niggie byvoorbeeld was met 'n Duitse man getroud geweest. Om net een voorbeeld te noem. Eintlik net van Duitsland, van Oostenryk. En daar het as kinders gebaar. So tydens die Duitse tydperk weer het daar ook sekere dinge plaasgevind. Maar dit is juis in daardie tydperk wat hulle 'n eie identiteit gekry het. Toe word daar nie meer na hulle toe verwys as pastors nie. Maar Rehoboth Basters. Jackie, dit is die verlede. As ons na die toekoms kyk, hoe sien jy die toekoms van die Rehoboth Baster gemeente? Kom ek stel dit so, daar's 'n hoopvolle toekoms. Ek sien 'n mooi prentjie vir die Rehoboth Basters. Nommer 1, dat hulle sy identiteit kan terugkry. Nommer 2, dat hulle as tradisionele owerheid erken word deur die regering. Volgende keer kyk ons vir die eerste keer by 'n sportpersoonlikheid. Renay van Sail, kaptein van die Capricorn Eagles, Namibië se vroue cricketspan, vertel van haar grootwordjare, uitstaande oomblikke op die veld, haar werk en haar drome. Moet dit nie misloop nie. Kijk aan gas, sing dameran naman Afrikaans. Ponda panula, esimwe apo, gatero, yung